Goeiedag, liewe luisteraar. U is baie welkom hier saam met Willie Saunderson op die senders van Joy Gospel Radio. Nou, vandag wil ek met u gesels oor die grootheid van ons God, die God van die Christen. Ek wil nie praat oor die God van die moslim, Allah nie, ook, of die afgod Boeddha of die God van die Hindoes nie, want daar is miljoene van hulle onder die Hindoes. Nou hulle glo mos dat as die koei, wat een van hulle heilige gode is, urine op iemand sou passeer, dan is dit 'n blessing vir daardie persoon van hulle gode af. Nou vriende, kan jy jou indink om so weggevoer te word en jou so goedkoop te maak en te onderwerp aan Satan, want hy verkondig die leuen en hy is ook dan die vader van die leuen. Ek het op 'n stadium so ongeveer 24 jaar gelede vir net langer as 'n jaar in Engeland gewoon. Ons het die huis van 'n Hindoe dokter gehuur. Nou, die dokter se woning was ook direk langs ons gehuurde huis. Ek en die dokter het baie ure gesels en ek het hom vertel van ons God, die God wat lewe, wat die hemel en die aarde geskaap het, en ek het hom ook vertel van Jesus, wat sy lewe aan die kruis gegee het, sodat ons vrygemaak kon word deur sy bloed. Jesus het in ons plek gesterwe, sodat ons kan lewe. Paulus in 2 Korintiërs 8 vers 9 sê, want julle ken die genade van ons Here Jesus Christus, dat hy, alhoewel hy ryk was, terwille van julle arm geword het, sodat julle deur sy armoede ryk kan word. My vraag is, waaraan was Jesus dan ryk? Jesus was ryk, vriende, aan die teenwoordigheid van sy Vader. Vriende, hoe meer tyd ons kan spandeer by die voete van Jesus, hoe meer ek met God kan praat, hoe ryker word ek in my innerlike wese, my mens. Angus Buchan het onlangs gesê, ons praat te veel en ons bid te min. Nou, vriende, die dokter waarvan ek vroeër gepraat het, langs wie ons gebly het in Engeland, was 'n mediese dokter, wat van Pakistan afgekom het. Hy was daar in Engeland gekom praktiseer. Hy was 'n Indiër. Hy was op 'n ongeskiktheidspensioen geplaas as gevolg van 'n siekte wat hy gehad het aan die onderkant van sy rugstring. Hy kon nooit op 'n normale stoel sit nie. Hy het altyd op 'n tipe van 'n binneband, of soos ons dit noem, 'n tube, gesit, sodat daardie gedeelte nie aan iets raak nie. Hy was verbonde en het voorheen gepraktiseer by die groot algemene hospitaal in Folkestone in Engeland. Hy het sy praktyk by sy huis voortgesit om hom finansiëel te ondersteun. En dan het hy ook 'n paar huise gehad wat hy verhuur het. Ek het baie tyd gehad om hom van Jesus te vertel en hy het geweet van al hul gode nie, en hy het baie mooi geluister. Op daardie stadium het ek niks geweet wat Hindoeïsme is nie. Ek het niks geweet van al hulle gode nie. Ek het wel die kol voor die dokter se vrou se kop gesien, maar het verder geen kennis van die geloof gehad nie. Op 'n dag nadat ek hom vertel het van my getuienis en ook vir hom vertel het dat my God kan mense genees, het hy my gevra of ek vir hom sal bid en by God vra om hom gesond te maak. Ek het ingestem en sonder dat ek 'n week gevas het en
10 dae afgesonder het, op sak en as het, en ek vir hom gebid. Nou, partykeer glo ons mos meer in ons vastings en ons gebede en die dinge wat ons ingesit het om God se arm te draai, as wat ons in God se krag glo. Nou tereg het Paulus in Kolossense 2 vers 23 gesê, alhoewel dit 'n skyn van wysheid het in die eie sinnige godsdiens en nederigheid en in gestremdheid teen die liggaam, geen waarde het nie, maar strek tot versadiging van die vlees. Vriende, ons kan niks doen nie. Alles kom van God af. Ons het dit wel binne in ons, soos Paulus ook sê, dat ons het hierdie skat in erdekryke, sodat dit die voortreffelikheid van die krag van God mag wees en nie uit ons nie. Ek het hierdie dokter mooi die evangelie gegee en ek het hom verseker dat hy genees sal word as hy Jesus aanneem. Hy moet net sy vertroue op hierdie lewende God plaas. Ek het hom bedien en gedink aan daardie skrif wat sê in Jakobus 5 vers 15, en die gebed van die geloof sal die kranke red en die Here sal hom oprig, selfs as hy sonde gedoen het, sal dit hom vergewe word. Ek was so opgewonde dat hy my vra om vir hom te bid. As die Here hom genees, sal sy genesing 'n demonstrasie wees van die krag van 'n lewende God. Nou, vriende, ons moet onthou dat hierdie dokter is 'n geleerde man en hy kom van sy geboorte af met die geloof van Hindoeïsme. Om nou sommer skielik in 'n ander God te glo is vir hom 'n geweldige aanpassing gewees. Maar hy was gewillig om dit te doen, net om die genesing te kan ontvang. Ek wil dit herhaal en ek hou dit in gedagte. Net om genesing te ontvang. Hy was voortdurend in pyn met hierdie krankheid wat hy aan die onderkant van sy ruggraat ondervind het. Hy het ook vir my verduidelik dat hy al by menige geneesere en spesialiste was, maar sonder enige sukses. Hulle het al duisende ponde uitgegee, maar hy het geen verligting kon kry nie. Die pyn is ondraaglik en hy kan dit nie meer uithou nie. Ek het soveel vertroue op my lewende God gehad, dat hy gaan genees word. Nadat ek so 'n bietjie geloofskrifte met hom gedeel het, het ek vir hom gebid. Ek het my hande op hom gelê en 'n kragtige gebed vir hom gedoen. En ek het amen gesê en vol van verwagting na hom gekyk. Maar daar was geen reaksie aan sy kant nie. Hy het nog net so treurig gelyk soos voor die gebed. Ek kon duidelik sien, vriende, dat daar niks met hom gebeur het nie. Ek was geweldig teleurgesteld en het dadelik na my huis direk langs syne gegaan en skoon uit moedeloosheid op my bed geval en God gevra, Here, waarom het u hom nie genees nie? Nou tipies soos ons as mens mos is, wil God vertel wat hy moes dan gedoen het. Ek vertel vir die Here baie mooi dat as die Here hom aangeraak het, sou daar in Engeland herlewing uitgebreek het en veral in daardie streek. En nou het die Here 'n guldige geleentheid laat verbygaan. Daar kon herlewing plaasgevind het. Ek vertel vir die Here dat hy kon homself as die lewende God bewys het. Nou het die Here hierdie guldige geleentheid laat bygaan en ek het skielik begin twyfel in my eie gebed en my verhouding met die Here het skipbreek gelei. Ek het gevoel as die Here hom aangeraak het, dink net hoeveel siele kon tot inkeer gekom het. Ai Here, ek was so teleurgesteld, was my redenasie met die Here. Dink net,
as hy hom genees het, dan het Engeland dit geweet, dat my God lewe. Die hospitaal waar hy gewerk het, sou eerste van die genesing gehoor het, en dink net, Here, was my gebed, watter ons opskudding sou dit nie in die geneeskunde gedoen het nie, daar in Engeland. Dink net aan die dokters, die susters, wat almal hom ken, want hy was 'n bekende in die dorp. Vir 'n tyd lank het ek so met die Here geredeneer, hier op my bed, en later baie ongelukkig aan die slaap geraak op die bed. Nou, my vrou Annetjie was nie daar nie, sy en my dogter was in Suid-Afrika, en ek was alleen daar. Nou, vir 'n tyd lank het ek geslaap, en steeds baie ongelukkig het ek wakker geword, en weer met hierdie hartseer, Here, het ek met die Here geredeneer. Ek was sommer jammer dat ek weer wakker geword het. Duidelik kom die stem van die Here met my, en die Here vra my, duidelike vraag, wat het jy gesien? Wat het jy gesien? En wat het ek vir jou gewys toe jy vir hom gebid het? Ek sit skielik regop op my bed, en ek antwoord die Here, Here, ek het 'n olifant se kop gesien met sy slurp, so vas teen sy gesig, so plat teen sy gesig. Die Here vra my 'n tweede vraag, beteken dit die olifant vir jou iets? Nou sit ek meer regop op die bed en antwoord, nee, Here, die olifant beteken niks vir my nie. Die Here antwoord weer en sê vir my, hoekom gaan vra jy nie vir hom wat die olifant vir die dokter beteken nie? Vriende, ek was so opgewonde. Soos blits is ek af met die trappe na my voordeur en hardloop na sy huis toe. Hy maak die deur oop nadat ek geklop het, en baie opgewonde vertel ek aan hom wat met my gebeur het. Dokter, ek het hom vertel, ek het met my God gepraat en gevra, hoekom het hy jou nie gesond gemaak toe ek vir jou gebid het nie? My God vra toe vir my, wat het jy gesien toe jy vir hom gebid het? En ek het die Here geantwoord, U het my 'n olifant gewys met sy slip so styf teen sy gesig, so plat teen sy gesig. Ek vertel toe vir die dokter dat my God vra toe vir my, beteken die olifant vir my iets, waarop geantwoord het, dat ek het geen betekenis vir hoegenaamd nie. Toe sê my God vir my, hoekom gaan vra jy nie vir die dokter, wat die olifant vir hom beteken nie? Op my vraag, dokter, wat beteken die olifant vir jou? Het die dokter my vir 'n oomblik so ondersoekends gestaan en kyk, en dadelik my genooi om saam met hom te stap af in sy huis se gang, 'n deel van die huis waar ek nog nooit was nie. Hier omtrent in die middel van die gang hang daar 'n geraamde foto van presies die olifant wat ek in die gesig gesien het. Ek was vir 'n paar oomblikke sprakeloos. Ek het gevoel soos toe Jesaja die gesig van God sien, waar hy op sy hoog en verhewe troon gesit het, met Seras bo hom, en Jesaja uitgeroep het, Here, ek is 'n man onrein van lippe. En ek vra toe aan die dokter, wat die olifant vir hom beteken. Dadelik sonder om te skroom, het hy aan my verklaar, dat dit sy God is. En sy naam is Ganesh, die God van voorspoed. Toe vertel hy aan my hierdie bo-menslike verhaal, wat geklink het soos 'n veeverhaal, uit 'n kinderstorieboek uit, wat die hart van 'n kind sou aangegryp het.
Hy vertel my die naam van die olifant Ganesh, die God van voorspoed. Vriende, dit wat ek nou vir u gaan vertel, glo ek, sal u met my saamstem. Hoe kan dit wees dat so intellektuele man, wat homself bekwam het op 'n universiteitbanke as 'n geneesheer, dat hy ooit kon glo aan die waarheid van so 'n bomenslike fabel? Nadat ek die verhaal van Ganesh gehoor het, was ek so ontstel teenoor Satan, die blaatante leuen wat hy Lucifer kon opdis, om mense weg te voer van die lewende God. Hy was so meegesleer van die emosie en die egtheid van die verhaal, terwyl hy dit aan my vertel. Hier is sy verhaal wat ek uit sy eie mond gehoor het. Miljoene jare gelede was daar gode wat in een deel van die heelal gewoon het. Hulle was 3. Die gode Vader, die gode Moeder en die gode Seun. Maar die Seun het eintlik die liggaam van 'n muis gehad. Op 'n dag het die Vader van die gode huisgesin ver na 'n ander deel van die heelal gereis om na 'n sekere sake om te sien. Die gode vrou het met haar kind wat 'n muisprins was, alleen by die huis agtergebly. Toe die ma wil gaan bad, beveel sy die klein muisie, prinsie, aan om wag te hou voor die badkamer se deur. En hy moet nie toelaat dat as die gode Vader dan terugkom, dat hy nie in die badkamer by haar moet inkom nie. Terwyl die klein muisprins voor die badkamer deur sit, hoor hy die voetstappe van die gode Vader uit die verte al nader kom. Doef, doef, het die naderkomende voetstappe van die gode Vader aangekom van miljoene myle ver, en hy wou toe in die badkamer ingaan na die gode Moeder toe. Die muisprins het vir hom gesê, hy mag nie by haar ingaan nie, waar sy in die badkamer is nie, want sy het gesê, hy mag nie daar inkom nie. Nou hierdie gode Vader word toe so woedend, dat hy die muisprins se kop afslaan, dat hy miljoene myle in die oneindigheid ingeslinger word. Nou vriende, dis 'n dokter wat dit vir my vertel. Toe die gode Moeder dit sien, was sy so ontstel, dat sy met die gode Vader 'n geweldige rusie betrokke was, en hom verwyd het dat hy sy eie kind se kop afgeslaan het. Sy het hom toe gedwing om dadelik 'n geskikte kop van die muisprins se lyf te gaan soek. Die gode Vader het toe deur die heelal gesoek en uiteindelik 'n geskikte kop vir die gode muis gevind, in die vorm van 'n olifant se kop. Ek was verstom, vriende. Net om hierdie verhaal vir u te vertel, laat my al so minderwaardig voel, om te dink dat 'n mens aan sulke onsin kan glo. Ek was verstom om hierdie strokiesverhaal uit die mond van hierdie geneesheer, hierdie geleerde man te kon hoor. Vriende, my Engels was wel my tweede taal, maar ek kon alles verstaan wat uit die mond van hierdie geleerde man gekom het. Dit was asof ek geluister het na 'n toneel uit 'n feeverhaal. Ek kon dit nie glo dat 'n volwasse man so beïnvloed kon word deur die leuen van Satan en die bog waaraan mense gegryp het, wat die lewende God nie as die Godskepper van hemel en aarde wil erken het nie. Satan verblind hulle sinne om sy leuen te glo. Weet u vriende, hoe bevoorreg is ons om 'n lewende God te kan aanbid. Ek was sprakeloos toe ek hierdie verhaal gehoor het. Die dokter vertel verder dat die gode Vader het toe die olifantkop op die muisprins gemonteer, en omdat hy soveel trane en hartseer aan sy vrou se besorg het, die gode Moeder, en die kind besorg het, wou hy verhoed en het vergoed daarvoor, en het aan hierdie olifant muis soveel ekstra krag, bonatuurlike vermoë gegee, deur hom met soveel eer te toebedeel, dat hy hom die God van voorspoed gemaak het.
Die dokter vertel verder dat toe hy die dag volgens die Hindoe geloof as 'n baba gedoop was, het hy die seëninge van Ganesh ontvang, die god van voorspoed. Die dokter is ook vernoem na die god Ganesh, sodat hy die volle pakket van die god van voorspoed kon ontvang. Ek noem dit net so tussen ons vriende. Hierdie dokter het later die volle pakket van Satan ontvang, want hy is 'n dief en 'n moordenaar. My dierbare vriende, ek was stom geslaan by die aanhoor van hierdie bo-menslike verhaal. Ek het reguit aan die dokter gevra, dokter, u is 'n gesiene man in hierdie dorp, en ek respekteer u amp as 'n geneesheer en ek respekteer u as 'n intellektuele man. Hoe is dit moontlik dat u ooit kan soveel bog kon glo? Hy het met soveel teerheid en respek van hierdie God gepraat. Ek sê toe vir die dokter dat Lucifer hom beïnvloed het om hierdie leuen te kan glo. In sy binneste het ek opnuut soveel waardering vir hierdie lewende God wat alles weet en sy heerlikheid nie met 'n afgod sal deel nie. Ek het opnuut besef hoe sensitief ons as kinders van die Here moet wees om na die stem van die Here, Heilige Gees te luister. Die gesig van die olifant met die slip so plat teen sy gesig, wat die Here my gewys het terwyl ek vir hom gebid het, was absoluut 100% in die kol. Hoe jammer dat ek op daardie oomblik so beïnvloed was deur die gedagte dat ek net herlewing voor my gesien het as God hierdie bekende dokter gaan genees. Ek het in my geestesoog al die koerantopskrifte gesien. Herlewing het uitgebreek in Folkestone in Engeland, nadat 'n bekende dokter so deur die lewende God skepper van hemel en aarde op 'n enkele gebed van 'n Willie Saunders, en daar kom die naam nou weer in, van Suid-Afrika genees is. Vriende, kan jy sien hoe subtiel kan Satan insluip en die hele plan van God wil laat skipbreek lei? Sonder dat ek bewus was, het die duiwel God se eer wou steel, deur die fokus op Willie Saunders, die wonderlike man van God, wat deur wie se toedoen die genesing bewerk is. God is alreeds buite die prentjie gelaat. Vriende, God deel nie sy eer met een mens nie. Al is jy ook wie, die Psalm sê, al die gode is afgode, maar ek het die hemel en die aarde gemaak. Daar is maar net een God, soos Paulus aan Timoteus geskryf het, in 1 Timoteus 2 vers 5, want daar is een God en een middelaar tussen God en die mens Jesus Christus. God het sy seun gestuur om ons vry te koop en ons het sy lig gesien. Ons hoef nie 'n gevangene van 'n duisternis te wees nie. Jesaja 61 vers 1 sê, die gees van die Here is op my, omdat die Here my gesalf het om 'n blye boodskap te bring aan die ootmoediges. Hy het my gestuur om te verbind die gebrokenes van hart, om vir die gevangenes 'n vrylating uit te roep en vir die geboeides opening van die gevangenes. Om te dink, vriende, dat die gees van God binne in ons woon. Wees verseker, hy woon nie in 'n plek waar hy nie welkom is nie. Ek het al gevoel hoe dit voel as jy by mense kom en jy voel nie voel onwelkom of nie tuis nie. Ek het toe nog so jonk, mooi en uitgestryk was, een dag vir 'n meisie gaan kuier, toe vra haar pa vir my, wat soek jy hier? Ek het so uit my pad gevoel en het toe later maar gegaan, en dit was ook die einde van daardie vriendskap. Vriende, so woon die Heilige Gees, die Gees van God in ons, in 'n huis waar hy nie welkom is nie. Wil jy hom nie vandag innooi en sê, Here, kom, neem u aan. Nou vriende, om net verder te gaan, ek het daarop, nadat ek met hom gepraat het ek weer gegaan, terug na hom toe, en ek sê, dokter, ek gaan vir jou bid, maar dan moet jy Jesus aanneem. En hy neem die Here aan. Hy bely sy sondes.
Hy vra die Here, hy sê om verskoning vir dit en alles. Ek het vir hom gesê, vat daai portret, gee dit vir my, ek gaan dit gooi in die see, verbrand daai ding. Hy sê nee, dis sy vrou sal sleg voel en so aan, en hy gooi die ding neer, daar sommer so in die asblik gooi hom. Maar ek kan sien, dis nie volkome nie. Ek gaan bid, ek sê vir hom, ek gaan vir jou bid, en hy gee toe sy hart aan die Here. En ek gaan en ek lê my hande op hom, en ek begin vir hom bid. Nadat hy die Here aangeneem het en alles, ek bid vir hom. En broer en suster, vriende, toe ek my hande op hom lê, toe begin my hand bewe. En ek voel my hele liggaam begin warm word. En ek voel iets het gebeur, halleluja. Toe ek hierdie God aanbid, die Here wou vir ons net wys, hy kan hom gesond maak, maar hy sal met ten volle 'n oorgawe maak. En ek bid vir hom, en die Here raak daai man aan, daardie dokter. Hy glimlag net so breed. Hy is in 'n ekstase. Hy sê vir sy vrou, sy hoef nie daai tube vir hom te bring nie. Hy gaan sit, hy organise sommer dat ek saam met hulle moet eet. Daardie aand toe kom die superintendent van die hospitaal daaraan. En toe hy instap, toe sê, I had a healing session with Willie. I am healed, I am healed. En ek is so trots op die Here. En ons sit so oomblikie daar op die tafel en ons eet en alles. En die volgende oomblik sien ek, hy wys vir sy vrou, bring vir my weer daai tube. Ek was so teleurgestel. En vriende, ek het na hom toe gegaan en vir hom gesê, dokter, my God, jy kan nie my God wil probeer omkoop nie. Hy's 'n God van vrede, 'n God van liefde, 'n God wat kan genees. Ek sê vir jou, God ken jou hart. Daai man het nooit gesond geword nie, net omdat hy bang was vir sy vrou. Pastoor Bonke het dienste gehou in Engeland, in 'n dorp naby. Hulle het hom na hom toe gevat. Hy's nooit nie, hy's later dood aan daardie selfde siekte. O vriende, kom ons dien die Here. Kom ons bly by die Here. Die Here is 'n wondergod en hy is 'n God wat kan genees. Mag die Here hierdie boodskap seën aan ons harte. Laat u sal weet, God is 'n God. Jy kan God nie probeer flous nie. Jy kan nie hom probeer omkoop nie. Vriende, hy deel nie sy eer met niemand nie. En so het God ook hier weer bewys. Hy is die God wat kan genees. Maar jy moet opreg met God wees. Mag die Here dit seën aan die harte. Willie Sonnes 'n groet tot volgende week. Amen.